Tiende betaling is God se stelsel om 10% van ons toename, ons wins, lone en salarisse aan sy skatkamer terug te gee. Alhoewel dit duidelik in die Bybel geleer word, bly tiende betaling 'n ietwat kontroversiële onderwerp in die Christendom. Sommige mense sê daar is nie baie bewyse vir tiende betaling in die Nuwe Testament nie, asof die Ou en Nuwe Testament van mekaar los staan. Ander beweer dat tiende betaling net vir die Jode was en dat ons vandag geroep is om alles aan God terug te gee, maar in praktyk gee hulle dikwels baie minder as 10% aan hom terug. En nog ander gaan na die teenoorgestelde uiterste. Hulle is baie noukeurig met tiende betaling, maar wys min belangstelling daarin om vir armes en vlugtelinge te sorg, of om barmhartigheid aan ander te wys. In die Nuwe Testament maak Jesus dit duidelik dat ons albei moet doen, om 'n eerlike tiende getrou terug te gee en geregtigheid, barmhartigheid en geloof uit te leef. En God het vir Moses gesê, al die tiendes van die land is heilig aan die Here. Deur die eeue het miljoene gelowiges God op sy woord geneem en sy beloftes in Maleagi 3 vers 8 tot 12 getoets en sy getrouheid ontdek. Miskien het jy al gehoor van families wie se van 'n wêreldbekende handelsmerke geword het. Heinz, Kraft, Wiggly, Hershey en Colgate. Het jy geweet dat hulle almal getroue tiendebetalers was? Jesus nooi ons om dieselfde te doen, om getrou tiende terug te gee as 'n teken van ons lojaliteit aan hom en ons vertroue in sy vermoë om te voorsien. Wanneer ons dit doen, gebruik hy daardie hulpbronne om vir die ewige evangelie tot by die uithoeke van die aarde te versprei en Jesus se spoedige wederkoms te verhaas. En ons groei self ook sterker in ons geloof. Laat ons vra, verteenwoordig my tiendes werklik 10% van al my materiale seëninge wat ek ontvang? Het ek enige iets wat noodsaaklik is uit my berekeninge gelaat? Kom ons stap dan in geloof vorentoe en volg sy woord in ons gee. Terwyl ons nou 10% van ons toename as tiende aan God teruggee en ons gereelde en sistematiese belofte offergawes gee, laat ons begeertes laaste stel en God eerste.